moet saam met my blaai na Daniël hoofstuk 3. Daniël hoofstuk 3, maar jy kan ook jou vinger hou by Hebreërs 11, baie bekende gedeelte. Hebreërs 11, hoofstuk 11 vers 1, gaan ons ook saam lees, Hebreërs hoofstuk 11 vers 1, en dan vanaf Daniël 3, ons gaan eintlik so 'n bietjie kyk na hoofstuk 3 van Daniël. Ek wil vanmôre met jou praat, hier op die einde van die jaar, waar ons almal moeg is, einde van die jaar syndroom het, so bietjie geïrie is met mekaar. O, julle is heilig vanmôre. Nie ek nie, Wouter. Daar sê jy sommer klaar, jy is geïrie. Is julle nie geïrie nie? Nee, hier dan praat ek met die verkeerde crowd hier vanmôre. Quinty, is jy bietjie geïrie? Ja, hy lag, hy sê alles. Gaan nie eens help jy traai nie, nee. Nee man, dis mos so. Ons is einde van die jaar en ons is almal bietjie moeg. Die jaar was moeilik, oral waar jy kom, oral waar ek met mense praat, ons self kan dit getuig, was 2025 'n moeilike jaar. Amen. Dit help nie as ons ontken dit nie, die Here ken ons hart. 2025 was 'n moeilike jaar. Vir party is dit nog steeds 'n moeilike jaar. En ek wil vanmôre bietjie met jou praat oor geloof. Geloof wat sê om die onsienlike, let wel, om die onsienlike te kan sien en te kan glo. Hebreërs 11 vers 1 sê, om te glo, en dis die 83 vertaling, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste, ek hou van hierdie ene. Hoor mooi, dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Amen. Dit sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Die 33 vertaling sê, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dan gaan hierdie hoofstuk verder en dan beskryf die Hebreërs skrywer 'n paar geloofshelde en geloofsheldinne uit die Ou Testament wat God roekeloos vertrou het en geglo het in dit wat hulle nog nie kon sien nie. En net 'n entjie aan in Hebreërs 11 sê die skrywer, hy sê, as jy dan nie geloof het nie, kan jy God nie behaag nie en kan jy die wil van die Here nie doen nie. Sterk woorde. Ek kan slegs die wil van die Here doen en ek kan God slegs behaag, nie deur my goeie werke nie, nie deur hoeveel tiendes ek vanmôre gee nie, nie deur hoe baie kerk toe ek kom Sondag nie, alhoewel al daai goed belangrik is, maar ek kan slegs God behaag met geloof. Wanneer ek werklik in hom vertrou en weet hy gaan doen wat hy sê hy gaan doen. Verskeie van hierdie helde en heldinne waarvan gepraat word, is letterlik gered uit die kake van die dood, soos byvoorbeeld Rahab, die prostituut. Kan julle nog onthou wat het met haar gebeur? Onthou julle die storie van Rahab? Toe Josua die 2 verkenners gestuur het na die beloofde land, en sy moes die rooi tou laat sak het, en sy die verkenners weggesteek het, want sy het onwrikbaar geglo. As sy hulle help, en as sy hulle God dien, sal sy gered word. Wat het gebeur? Die hele stad is verwoes, Rahab en haar hele huisgesin is gered, deur haar roekelose en onwrikbare geloof. Maar hoor mooi, dan is daar ook hulle, wat juis gesterf het vir hulle geloof. Wat juis vasgestaan het oor hulle geloof. Ons dink aan Stefanus, wat met klippe doodgegooi is en gestenig is, wat die hemele gesien open het voor hom, en
die Here gesien het en daarna is hy dood. Hy het letterlik vir sy geloof gesterf. Daarom wil ek hê jy moet hoor vanmôre, hoor baie mooi, dieselfde geloof. Jy moet mooi luister na hierdie ding. Dieselfde geloof wat sommige help om probleme te vermy, help ander om dit te verduur. Ek wil dit weer sê. Dieselfde geloof wat sommige help om probleme te vermy, help ander om dit te kan verduur. Dieselfde geloof wat sommige van die dood bewaar, help ander om oorwinnend te sterf. Want hoor mooi, God het 'n behaag in sy gunsgenote as hulle sterf, sê die woord van die Here. Vir my en jou is dit sleg, vir ons wat agterbly is dit sleg, maar enige kind van die Here wat doodgaan, hoor mooi, is die sterwe 'n wins. Is nie 'n verlies nie. Hoe sê die woord in 1 Korintiërs 15 vers 51, hy sê dood, waar is jou angel? Dis 'n wins vir gelowige. Geloof is nie net 'n brug oor stormagtige waters nie, maar soms ook 'n pad daardeur. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Dis nie net 'n brug oor die waters nie, maar geloof is ook baie keer 'n pad deur die stormagtige waters. Baie keer word ek en jy, wanneer ons glo en ons onwrikbaar glo, word ons gered uit die situasie, word ons gered uit die omstandighede, maar baie keer moet ons ook deur dit gaan. En die geloof help ons om staande te bly. Ek wil jou vat na Daniël 3 toe. Baie goeie voorbeeld van sulke geloof wat hierdie 3 vriende van Daniël gehad het. En julle ken almal die verhaal van die 4 oond. En hierdie 3 vriende se geloof het hulle nie gered van die 4 oond nie. Hulle moes deur die 4 oond gegaan het. Maar ek wil hê, jy moet saam by lees vers 18 in Daniël 3. Eintlik van vers 16 af. Kom ons lees saam vers 16. Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie, om jou in die prentjie te bring. Hulle het 'n goue beeld gemaak, daar is 'n wet uitgevaardig in die land wat sê, wanneer die trompette weer klink en die musiek begin speel, moet al wat leef en beeg, net daar waar hulle is, buig voor hierdie beeld en hierdie beeld aanbid. Dis die wet wat uitgevaardig is. En toe kom van koning Nebukadneser se amptenare en hulle verklaar hierdie 3 vriende van Daniël en sê, wanneer die musiek speel, sal almal buig en aanbid, behalwe hierdie 3 manne. Hulle luister nie na jou nie. En daarom antwoord hulle, sê, ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ook ons red uit u mag. Hoor jy die geloof? Hoor jy die onsienlike wat hulle sien, deur te sê, ons weet God sal ons red. Ons glo dit. Maar hoor hierdie geloof. Vers 18. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Dis geloof. Geloof om selfs te sê, Here, al red u my selfs nie uit hierdie situasie uit nie, sal ek u nog steeds dien. Sal ek u nog steeds aangryp. Sal ek nog steeds vas staan. Sal ek nog steeds 'n vaste vertroue hê en 'n wete hê, u sal doen wat u gesê het u sal doen. Dalk nie soos ek dit wil hê nie, maar soos u dit wil hê. Sien, baie keer het ek en jy 'n prentjie in ons kop van hoe hierdie storie moet eindig. Baie keer het ek en jy 'n prentjie van hoe ons probleem opgelos moet word. Maar dis nie God se storie nie. Maar sy storie is ver beter. Sy slot is ver beter as wat my slot sou wees. Maar dis wat geloof kos, om te sê, Here, al is dit nie selfs soos ek dit wou gehad het nie, ek sal bly glo, ek sal u bly dien, ek sal bly vas staan. Nou dink jy vanmôre, ag, ek buig nie voor 'n afgodsbeeld nie.
Hoeveel van ons het afgode in ons lewens? Ek wil vanmôre vir jou een wys, wat baie van ons sinne is. Hier's 'n groot een. Wouter, maar kan nie sonder hom nie. Dis waar. Ons kan nie. Maar hoe beheer jy hom? Hoe hanteer jy hom? Of beheer hy jou? Daar's ander afgodsbeelde. Geld. As ek R100 vanmôre hier sit, maak dit daai R100 'n god? Nee. Hoe ek hom hanteer, maak of hy God is of nie. Is daai geld in beheer van my, of is ek in beheer van dit? Is ek sy slaaf, of is hy my slaaf? En so kan ek vanmôre aangaan, en aangaan, en aangaan. So is daar baie dinge, wat dalk jou tyd so in beslag neem, en jou energie, en jou lewe so in beslag neem, dat jy nie agterkom, dat God nie eers meer die eerste plek in jou lewe kry nie. En ons is besig om te buig voor hierdie gode. Daarom wil ek jou vra vanmôre om toe te laat dat die Heilige Gees in jou lewe sal werk en vir jou sal kom wys wat is in jou lewe tans wat dalk 'n afgod geword het en wat al jou tyd en energie in beslag neem. Dit kan so word dat jy later aan nie meer perspektief het op die lewe hier om jou nie. Jy het nie meer perspektief oor waar God in jou prentjie pas nie. En dan kyk ons na die wêreld hier om ons, luister mooi, die hele wêreld om hierdie 3 vriende hierdie afgod aanbid. Almal het gebuig behalwe hulle 3. Dit moes guts gevat het om op te staan en te sê, ons sal dit nie doen nie. Partykeer is dit net jy daar by jou werk. Net jy wat opstaan vir wat reg is. Partykeer is dit net jy wat opstaan vir die naam van die Here. Partykeer is dit net jy wat jou Bybel vat en lees, net jy wat bid en jy voel alleen. Maar luister mooi, hou aan, moenie ophou nie. Hou aan om die Here te dien. Hou aan om voluit vir hom te leef. Hou aan om 'n vaste vertroue in God te hê om te weet hy gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. Ek wil nog iets vir jou sê vanmôre. Interessant genoeg, nêrens lees ons in Daniël 3 en jy kan dit self gaan lees. Nêrens lees ons dat die 3 vriende die 4de persoon in die vuuroond raak gesien het nie. Wie het hom raak gesien? Nebukadneser. Daniël 3 vers 25, gaan lees dit. Kom ek lees dit vir julle, jy kan saam met my lees. Daniël 3 vers 25 sê, hy sê toe maar ek sien dan 4 manne, wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die 4de lyk soos 'n hemelwese. Gaan net daarby omrein hier seën. Die 4de lyk soos 'n hemelwese. Luister mooi, hulle praat nie daarvan nie. Hulle sien hom nie. Die vyand, koning Nebukadneser, sien die 4de man. Baie keer is ek en jy in die vuuroond. Baie keer is ek en jy in 'n situasie, ons is in 'n moeilike omstandigheid en dit voel vir my, waar's God? Waar's die Here? Luister, die vyand sien Christus midde saam met jou in jou vuuroond en dit laat hom bibber, dit laat hom bewe, want hy weet God gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. Amen. Maar ons raak so vinnig bekommerd, ons raak so vinnig angstig, want ons voel nie nou die Here hier by ons nie. Ons sien hom nie nou nie. Ons sien nie dadelik die resultate nie. Dalk het hierdie 3 manne ook baie benoud in hierdie vuuroond ingestap en gewonder, wat nou? Wat gaan nou gebeur? Hoe gaan ons hier uitkom? Wie gaan ons red? Ek glo hulle het natuurlik onmiddellik geweet, hier's 'n groter hand, want ons brand nie. Maar Nebukadneser kon dit sien. Die vyand kon dit sien. Baie boeke en baie geskiedenisboeke skryf en sê dat dit dalk 'n Christofani was, dat dit dalk Christus, die Messias was voor hy mens geword het, wat homself openbaar het, hoe dit ook al sy, ons weet dat God Jesus of 'n engel gestuur het om in die midde van daardie vuuroond te wees en hulle te beskerm. So te beskerm dat hulle nie eers geruik het. Hulle het nie eens geruik na rook na die tyd nie. Daar's 'n lied wat ons sing, Waymaker, wat sê, even if you don't feel it, or even if you don't see it, he is still working.
Ek sien dit nie altyd nie, ek voel dit nie altyd nie. Miskien skud jou huweliksboot vanmôre. Miskien is jou finansies in vlamme. Miskien is jou gesondheid besig om jou te faal. Miskien is jou angs en jou spanningsvlakke die hoogte in, veral hier aan die einde van die jaar. Miskien is jou kinders in die moeilikheid. Wat dit ook al mag wees, waardeur jy gaan vanmôre. Dit voel of dit 7 keer erger is as altyd. Soos die vuuroond 7 keer warmer gestel is as normaalweg. Hoor mooi vanmôre, jy roep dalk uit, Here, waar is U? Here, ek sien U nie. Here, ek voel U nie. Hoor mooi, God is saam met jou midde in jou vuuroond. Jy's nie alleen nie. Dalk voel dit so, maar jy's nie alleen nie. Dalk sien jy hom nie. Die vyand sien hom. En hy sidder en hy bewe. Hou op vanmôre om op jou eie insigte, op jou eie sintuie staat te maak. Luister jy, ons emosies bedrieg ons. Maar kom op 'n plek waar jy begin op God se woord staat te maak. Waar jy God se woord begin glo. Waar jy 'n vaste vertroue het. Waar jy glo, maak nie saak wie wat sê en wie wat doen nie. Ek weet God sal en hy kan en hy gaan. En weet jy wat, al doen hy nie, sal ek hom nog steeds dien. Al doen hy dit nie soos ek wil hê nie, ek sal hom nog steeds dien. Maar ek wil nog iets vir jou sê vanmôre. Onthou net dat God jou volle vertroue en jou aanbidding verlang. Hoekom? Hierdie manne het God aanbid. Toe almal vooraf God buig het, hulle gestaan en hulle die Here aanbid. Wanneer ek en jy God aanbid in waarheid en in gees, sal hy ons red en ons beskerm. En nou wil ek verder gaan vanmôre. As ek nie eers hier in die samekoms van die gelowiges die Here kan aanbid nie, hoe gaan ek dit daar buite doen? Alleen. Hoe gaan ek dit buite doen? Alleen. Hier is ek nog saam met my broers en my susters. Hier is ek nog waar die Heilige Gees se salwing saam met ons teenwoordig is. Maar as ek hier nie God kan aanbid nie, hoe gaan ek dit alleen daar buite doen? Ek en jy het nodig om God weer te begin aanbid in gees en aan waarheid. En onthou, aanbidding is 'n leefstyl. Dit is nie net 'n Sondag ding nie. Ja, dit is fantasties as ons soos vanmôre saamkom en ons die Here saam aanbid en die gees en die salwing is hier. Maar hy, die tekkie tref die teer wanneer ons by daai deur uitstap. En ek en jy alleen is by die werk, tussen ons familie, tussen ons vriende wat dalk nie die Here dien nie. En ek God nog steeds moet aanbid. Nie net noodwendig met wat ek sê nie, maar ook hoe ek leef. Hoe ek reageer en teenoor ander mense optree. Nog iets wat ek by wil stil staan en ek is amper klaar. Die woord van die Here sê, Nebukadneser het hierdie 3 manne gesien rondloop, vry en ongedeerd. Onthou, hulle is vasgebind in die vuuroond gegooi, vasgebind. Let wel, hulle het nie eers na rook geruik nie, maar dit wat hulle vasgebind het weggebrand en is verteer. Die vuur van God kom en dit reinig ons van dit wat nie van die Here af is nie. Van my verlede, van bagasie wat my vashou, van wat dit ook al mag wees, sodat ek vry en ongedeerd in sy teenwoordigheid kan wees. Wil jy vry wees vanmôre? Dalk is jy tans in 'n vuuroond van jou lewe vanmôre. God wil jou vry maak terwyl jy in daai vuuroond is. God wil jou dalk vry maak van selfsugtigheid. God wil jou dalk vry maak van die eie ek, van jou eie ego. God wil jou dalk vry maak van jou verlede, van seer, van verwerping, wat dit ook al mag wees. Hy wil jou vry maak deur sy heilige vuur, sodat jy vry en ongedeerd kan wees. Ek sê weer vanmôre, jy voel dalk, waar's God? Ek weet vanmôre sy woord sê, hy's by jou in jou vuuroond. Hy staan reg langs jou in die middel van dit. En hy gaan saam met jou deur dit. Maar geloof is om 'n vaste vertroue te hê. En te weet God is daar. Geloof is om die uiteinde te sien. Geloof is om die slot te kan sien. Geloof is om die oorwinning te sien. Al beleef ek dit nog nie. Want God sal doen wat hy gesê het hy gaan doen.
Amen. Kom ons sluit die oë daar waar ons is, terwyl niemand rondkyk nie. Ek wil vra, hierdie is 'n ernstige oomblik tussen jou en die Here. Miskien sit jy in hierdie plek van aanbidding vanmôre en jy sê, Wouter, ek is tans in 'n verskriklike vuuroond in my lewe. Ek weet nie hoe ek daar gaan uitkom nie. Dit voel of die vlamme my oorweldig. Ek roep uit. Ek sien nie die prentjie van 'n hand wat uitstrek, maar dit voel of ek besig is om te verdrink en ek weet nie wat ek kan doen nie. Maar vanmôre weet ek dat ek 'n vaste vertroue in die Here moet hê. As dit jy is vanmôre, net daar waar jy is, wil ek jy moet op jou voete staan en ons wil as 'n geestelike familie saam met jou bid, saam met jou intree vanmôre. Dankie Jesus, daar nog mense is. Dankie Here. Dankie Jesus. Hierdie is 'n eerste stap van geloof. Dis 'n eerste tree om te sê, Here, ek kan nie hierdie uit myself uit doen nie. Ek wil dit nie langer uit myself uit doen nie. Ek het U nodig vanmôre. Ek kom plaas my vertroue en my geloof vanmôre opnuut in U, Here. En ek bely vanmôre en ek erken vanmôre, al voel dit nie so nie, al lyk dit nie so nie, al gaan dit selfs nog steeds nie so voel as ek by daai deur uitstap nie, weet ek U woord sê dat U is saam met my in hierdie vuuroond. U los my nie alleen nie. Weet ek dat geloof my gaan help om deur hierdie storm te kom. Weet ek dat geloof nie net 'n brug is oor die storm nie, maar my ook help deur die storm. Ek glo dit vanmôre met my hele hart. Wil jy nie waar jy staan jou arms net uitstrek as 'n teken van oorgawe, as 'n teken van erkenning en belydenis om te sê, Here, dankie. Dankie dat geloof in my hart opnuut opgewek word. Dankie dat ek weet, al lyk dinge hoe donker om my, al lyk dit hoe onmoontlik om my, ek dien vanmôre die God van die onmoontlike. Wat by die mens onmoontlik is, Here, is by U moontlik. Dankie Here dat U woord sê in Filippense 4 vers 13, dat ek is tot alles in staat, let wel tot alles in staat, deur Christus wat by die krag gee. Dankie Here dat ek deur hierdie vuuroond kan gaan. Al voel dit my tye of die vlamme my wil oorweldig. Dankie Here dat ek die uiteinde kan sien. Dankie dat ek die oorwinning kan sien. Here, dankie dat ek kan sien hoe ek aan die ander kant hierdie vuuroond gaan uitstap en nie eers na rook gaan ruik nie, maar dankie ook Here dat ek uit hierdie vuuroond gaan stap vry en ongedeerd. Dankie dat U vuur my gaan enige ding gaan verbrand en verteer wat nie van U af is nie, sodat ek vry in U kan wees, Here. En dat ek kan doen wat U van my verwag. Ek wil vra daar waar jy staan vanmôre, noem jou vuuroond. Noem dit wat jy wil oorweldig, noem dit by die naam. Sê, Here, ek gee dit vir U. Ek gee dit nou vanmôre vir U, wat dit ook al is. Noem dit by die naam. Sê, Here, ek lê dit by U voete neer. Ek dank U vanmôre dat U my vry gaan maak. Ek dank U vir die gees van die Here wat my kalmte en vrede gaan gee. Daardie vrede wat sê, ten spyte van die storm, ten spyte van die oorlog, het ek vrede en kalmte in my binneste. Ek bid vanmôre oor elkeen van julle, Filippense 4 vers 6 tot 7, wat sê, en mag die vrede van Christus, wat alle verstand te bowe gaan, oor julle gedagte heers, en in julle harte heers. Die vrede, die vrede, die vrede, die vrede van Christus. Wat nou 'n stille vrede in jou gemoed bring. Wat net 'n kalmte in jou gemoed bring, dat jy net vanmôre weet, dat jy weet, ek weet nie hoe gebeur dit nie, but everything's gonna be okay. Alles gaan fyn wees. Want my God is in beheer. Hy is saam met my in die vuuroond. Wil jy nie daar waar jy staan net die Here begin dank? Ek wil hê jy wat sit, staan saam met hulle op vanmôre. Kom ons trek ons hande uit. Kom ons begin net die Here te dank en loof en prys. Dankie Here. U is 'n getroue God. Dankie Here, U vat ons deur die vuuroond. Dankie Here, U maak ons vry. U maak ons ongedeerd. Dankie Here dat ons vanmôre 'n vaste vertroue en 'n wete kan hê, Here, U is in beheer, U is saam met ons. Al voel dit nie so nie, Here. Ons glo wat U woord vir ons sê. En U
woord is ja en amen. If God said it, I believe it, and that settles it. Amen. Kom ons begin net die Here loof daar waar ons is. Kom kerk, daar waar jy is, begin net dankie sê. Dankie Here. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie vir u genade, dankie dat u woord die waarheid is. Dankie dat ons op u woord kan staan vanmôre. Dankie dat ons 'n vaste wete en 'n vaste vertroue kan hê, Here. Here, ons wil vanmôre verklaar en bely. Maak nie saak wat nie, ten spyte van wat om ons sal u bly dien. Ons sal u bly dien, Here. In die wonderlike naam van Jesus Christus ons koning. En ons almal sê, amen. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.